Môre maatjies. Ek het 'n idee, dit is skoolvakansie. Lekker, nou is dit weer laat slaap. Niks wekkers wat lui en sê kom opstaan. Vinnig aantrek, skool gaan begin nie. Maats, ons hou van vakansie want dan kan ons 'n bietjie laat slaap, nee, net so 'n bietjie later. Maar dis nie lank nie, dan voel mens word sleg. Mense is nie lus vir niks nie. En dan sê mamma op die einde van die vakansie, ek dink is tyd dat die skole weer moet begin, dat julle weer kan begin orde kry, nê. Nou maats, dit is nou baie interessant, dat Vader Jahwe ook vir sy volk wil hê, hulle moet ordelik wees. Julle weet, by die wat by skole is, daar is 'n skoolklok, en by die huis is daar alarms. Ek bedoel nou op die selfoon wat sê, dis nou tyd om in die kar te klim, of dis tyd vir ontbyt. Die hele wêreld werk so, volgens tyd. Nou Vader Jahwe het hier in Numeri 10 vir Israel geleer, en ons het laas gesels oor die wolkkolom en die vuurkolom, né? Die wolkkolom en die vuurkolom wat beweeg het, dan moet die volk trek. Maar Vader Jahwe het ook vir die Israeliete gesê, hulle moet 2 silwer trompette maak, né? 2 silwer trompette, hulle moet kan hard blaas. En dan moet die volk leer, as al 2 trompette geblaas word, dan moet almal bymekaar kom. So, die trompet het 'n baie belangrike rol gespeel om vir Israel 'n aankondiging te maak. Soms as daar net een trompet geblaas het, dan moes net die priesters gekom het, of die owerstes. Soms, as daai trompette op 'n sekere manier geblaas is, dan het almal geskarrel, want dan is daar oorlog. Dan is daar groot oorlog op pad. So jy moes geweet het wat daai syne beteken, maats, en dan is daar 'n ander keer wat hulle geblaas het. En ons lees dit in Psalm 81, voor die feeste, voor daardie wonderlike aankondiging, die fees gaan begin, is die trompette geblaas. En dan het almal geweet, nou is die tyd om hierdie wonderlike fees by te woon, tot eer van Vader Jahwe. En so is dit eintlik baie pragtig, dat ons sien in Israel van oudse lewe, het hulle baie orde gehad, né? Hulle kan nie net elkeen gedoen het wat hulle wil nie. Hulle is 'n groot groep mense, so skapies, en Jahwe lei hulle met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, en nou het hy ook die trompette gegee, en ons weet later het hulle sommer ook daar in die veld basyne gebruik, soos 'n ramshoring. Alles het 'n boodskap aangekondig. En hoe wonderlik is dit dat ons later in die profete lees, en sê, as Jahwe iets belangriks vir Israel wil sê, dan sê hy, klim op 'n hoë berg, hef jou stem op met mag, en dan is dit die evangelie. Dan is dit Vader Jahwe wat vir ons sê, luister, gee aandag. Kyk 'n bietjie by die huis, as mamma se selfoon se alarmpie afgaan of pappa, wat gaan gebeur as niemand daarna luister nie? Dan het hy nie sy doel gedien nie, maar as almal sê, okay, kyk, aandag, dis belangrik, of as die skoolklokke lui, kom, die periode is verby, of die skool gaan nou begin, eintlik dink ek die kinders spits hulle ore vir daai laaste klok wat sê dis huis toe gaan tyd, nee. Kyk, as hy lei, dan wil almal net hardloop in al die rigtings. Maar Israel moes geleer het, met die silwer trompette, dat daar is 'n belangrike boodskap, en hulle oortjies moet mooi gespits wees en luister. Want dit is belangrik, en so sê Vader Jahwe ook vir ons moet mooi luister, en maats, weet julle wat, eendag as Yeshua gaan kom, dan gaan dit die grootste, en die mooiste, en die belangrikste aankondiging ooit wees. Die trompet geskaal as Yeshua kom, met die wolke en al die duisende engele. Niemand gaan kan lê en slaap nie, niemand kan aangaan met wat hy wil nie. As die koning van die konings kom, dan gaan almal hom hulle aandag moet gee. Sommige mense gaan baie bly wees, sy kinders, en sommige mense gaan baie vrees, want hulle was nooit lief vir hom nie. So laat ons maar leer van die silwer trompette. Kom ons dit net so, dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie vir u woord, dat u vir Israel so geleer het en gelei het, in die woestyn, ook met die silwer trompette. Dankie dat u vir ons oortjies gegee het om te luister. Wil u vir ons help, dat ons sal luister as pappa en mamma praat, en altyd na u woord. In Yeshua, amen. Totsiens maats, lekker vakansie hou.